Welkom by Parelvallei Gemeente se erediens. Indien jy nou hier in die kerksaal sit, vra ons dat jy asseblief jou masker ten alle tye oor jou mond en neus sal aanhou. Vir die van julle wat van die huis af inskakel, welkom by Parelvallei Gemeente se erediens. Indien jy nou hier in die kerksaal sit, vra ons dat jy asseblief jou masker ten alle tye oor jou mond en neus sal aanhou. Vir die van julle wat van die huis af inskakel, vra ons dat jy sommer ingeskakel sal bly en deel raak van ons geloofsgemeenskap se reis. Parelvallei Gemeente, ons loop waar Jesus lei. Hartlike goeiemôre aan elkeen van julle. Delana gaan die verwelkoming doen, so ek sê net vir julle goeiemôre. Daar's redelik baie afkondigings, so ek gaan redelik vinnig deur die bekende afkondigings. Ek wil net sê as julle bietjie moeg is vir my, daar's so 'n paar van ons wat roteer wat hierdie afkondigings doen. Vanoggend moes dit Hardes gewees het. Hy kan ongelukkig vanoggend nie hier wees nie. Nou wil ek net sê die van ons wat die afkondigings doen, ons spring nie op en af voor Sjaal om te sê, kan dit ek wees nie. Hy wys aan wie dit is en dan moet ons nou maar doen. Ons gebedsbijeenkoms, elke woensdagoggend om 7:00 en dan die eerste woensdag van die maand is dit ook 7:00 in die aand. Ons geloofsreis waar ons die Nuwe Testament lees vir jaar. Nuwe mense kan nog inskakel, kontak asseblief vir Karel. Ons nooi julle ook om deel te word van ons gemeente se klein groepe en ek wil graag vir Dawie vra dat hy net met ons iets deel oor hulle klein groepie. Dawie.
Dankie Johan. Goeiemôre almal. Wende Goede het vir my gevra om net so 'n paar woorde te sê oor ons klein groep. Ons noem dit 'n geloofsfamilie. Ek sal later vir julle verduidelik hoekom. En toe hy nou vir my vra te sê ek, maar daar's ten minste 2 of 3 ander mense wat beter kan doen as ek. Toe sê hy nie, maar hy het hulle klaar gevra. So die lot het nou op my geval. So ek hoop nou nie Ben dat ek droog maak vandag nie, maar ek wil julle graag vertel van ons geloofsfamilie. Nou ons is 'n groep van so 14 lede. Tussen die ouderdomme van 63 tot laat 70s. So ons is nou nie meer almal so jonk nie. Nou wil ek nou net noem hier so dat ek gaan nie almal se ouderdomme noem nie, maar ek en my vrou Annelies is die jongste in die groep, so julle kan julle eie afleiding nou maak. Die eerste keer toe ons nou bymekaar gekom het, toe sê Ria de Goede vir my, ons moet 6:15 daar wees. En ek kon nou nie verstaan, hoekom nou 6:15 nie, en ek is nou gewoond aan, mens begin ons nou op die uur. Maar toe ek nou daar kom, toe kan ek nou sien waaroor dit nou gaan, want toe ons nou by die tafel kom, ek dink Annie, het was nog by julle, toe is daar nou 'n hele spread, hele klomp eetgoed, en almal staan rondom die tafel, en dit gaan baie vrolik. Nou kan jy vra waaroor gesels ek 'n klomp ou mense nou. Oor alles, oor ons kleinkinders, oor die flieks wat ons gesien het, shows wat ons gesien het, selfs vakansieplanne en so aan. So ons deel dan alles met mekaar, dan ook, kom ons dan weer by mekaar in die sitkamer miskien, en dan gesels ons verder oor 'n onderwerp, en dit is gewoonlik nou die gasheer of die gasvrou se besluit waaroor ons gaan gesels. Gewoonlik gaan dit oor die preek van die dag, wat ons nou 'n bietjie bespreek. So dit gaan eintlik baie goed met ons as 'n geloofsfamilie, en toe kom COVID, en dit verander alles in ons lewens. Almal van julle sal weet wat dit ook aan julle gedoen het. En ons kan toe nie meer by mekaar kom nie. Maar gelukkig vir vandag het ons sosiale media. So ons gesels nog lekker met mekaar op die WhatsApp groep, en ons deel nog alles, want dit is baie belangrik om dinge te deel. Ons het ook vir Wynand wat vir ons musiek uit die 60s en die 70s stuur. Ons kry ook van Elsabie kry ons so 'n dagstukkie van wat Dominifani Kriel doen. So ons bly in kontak. Ons het ook vir Flip wat bietjie meer die musiek, die klassieke musiek vir ons YouTube klips deurstuur. So ons kuier nog lekker asof ons by mekaar is, en as die verlange nou te groot raak, dan kom ons by mekaar. Ons het nou al 'n braai gehou, ons het al een keer gaan uit eet. So en nou op 'n gereelde basis probeer ons nou maandeliks by mekaar kom. So dit gaan eintlik weer heel goed met ons. As iemand nou my moet vra, moet hy by 'n geloofsgroep aansluit? Dit is 'n baie persoonlike saak. Aanvanklik was ek ook skrikkerig om aan te sluit. Ek dink dit gaan nou deel van my dag vat, my vryheid. En eintlik dink ek vandag, as ek terugdink daaraan, kan ek nie daarsonder nie. Ons is 'n familie, ons deel mekaar se lief en leed. Weet in die 14 jaar wat ek nou al lid is van die geloofsfamilie, het ons al 5 van ons lede verloor, in die dood afgestaan. So dis baie hartseer, maar dan is ons daar om mekaar by te staan. So dit is altyd weer ondersteuning en weer lig aan die einde van die tonnel. So baie dankie dat ek dit met julle kon deel, en ek wil werklik aanbeveel, gaan probeer dit. Dit is regtig die moeite werd. Baie dankie. Baie dankie, Dawie. Ek herinner net aan die tieners en die reisgesprekke vanaand, van 5:30 af, vergader hulle in die groot saal. Dan benodig ons nog mentors vir ons tieners, kontak asseblief vir Talana of vir Joanne. Dan wil ek hoor enige verjaarsdae vanoggend, iemand wat vandag verjaar in die kerk, steek net vir ons 'n hand op asseblief. Niemand nie. Goed. Die droom van 'n ekohuis in die Parel is verwesenlik. Hierdie huis kyk na jong volwassenes wat nie 'n ander heenkome het nie, en help hulle om produktief te integreer in die samelewing. Hierdie huis is 'n ou pastorie van Drakensberg gemeente en staan
op hulle kerkgronde. Die leiers van hierdie huis het reeds ingetrek. Verlede week is daar gevra vir 'n yskas en 'n wasmasjien. Die yskas is gekry, maar ons het nog nie 'n wasmasjien vir hierdie Eco-huis nie. So as u weet van enige iemand wat 'n ou wasmasjien het, sê vir ons daarvan asseblief. Dit is 'n groot onderneming en ons vra u voortdurende gebed vir hierdie saak. Die deurkollekte vanoggend gaan aan die bediening aan die Jode. Bid asseblief vir Johnny de Wet wat na die Jode uitreik, as ook vir die Messiaanse Joodse gemeente Beit Ariel in Kaapstad. Ons volgende afkondiging handel oor die finansiële ondersteuning van Willem van der Kolf. Hy is 'n sendeling in die Oekraïne en 'n pensionaris het hierdie poppie gemaak. 'n Inskrywing om die poppie te wen kos R10 per inskrywing. Trekking om die gelukkige wenner te bepaal gaan gedoen word tydens ons aandmark. Kontant bydraes kan na die diens in die gebedskamer gedoen word of met 'n EFT oorbetaling in die kerk se sendingrekening. Ons kon teen Vrydag wat nou verby is R6.650 oorbetaal in Willem hulle se rekening. Ons beskou hierdie bydraes nie as deel van die normale bydraes versending nie. Dan wil ek net graag vir julle 'n boodskap voorlees van Willem uit die Oekraïne uit. Gister het mense hier emosioneel en moeilike dag beleef en ons het probeer waar ons kon om hulle met hoop te bedien. Daarom is ons dankbaar vir julle wat nie apaties is of net passief toekyk terwyl mense ly nie. Ons vra dat julle sal bid vir vrede en ook vrede in mense se harte. Ons vra ook gebed vir mense wat vandag probeer vlug uit stede, wat die afgelope week ewige aanvalle beleef het. Ons kon gister ou mense in Kiev help. Hulle was sonder kos en medisyne nadat hulle gebou gebombardeer was. Ons poog ook om verder sulke mense te help deur middel van kontakpersone in die stad. Bid ook vir mense in Mariupol wat nie die stad kon verlaat nie. Iemand wat ons daar ken, kon nie vertrek nie omdat sy na haar bejaarde ma moes omsien. Ons gaan ook voort om kos en beddegoed aan vlugtelinge te voorsien. Vandag soek ons ook verblyf vir vlugtelinge wat op pad na ons area is. Dis bly ons sending fokus, ons bedieningsfokus. 1. Hulp aan mense in nood. 2. Verblyf vir vlugtelinge. 3. Bemoediging aan mense. Liefde en dankie vir julle gebede, Willem, Alla en kinders. Dan net 'n naskrif. Party van julle vra dat ons foto's stuur. Ons voel nie dat ons mense se waardigheid so kan skend deur hulle in hulle oomblik van lyding af te neem nie. Sommige foto's kan regtig mense se lewens in gevaar stel. Daarom vra ons dat julle sal verstaan. Hierdie boodskappe kan julle aan vriende stuur, maar moet dit asseblief nie op Facebook of internet plaas nie. Dit is die boodskap van Willem uit die Oekraïne uit. Dan herinner ek net aan ons konsert wat Lorinda vir ons besig is om te reël. Die datum is 4 Junie. Dit beloof om iets baie spesiaals te wees. En dan wil ek net vir 10 vra om net iets met ons te deel oor die aandmark van 8 April. Goeiemôre almal. Verlede week het ek in detail vertel van die aandmarkie. Vandag is 'n baie besige diens, so baie kortliks van my af. Merk die datum. 8 April beplan ons 'n baie besonderse geleentheid vir oud en jonk. In die banke is daar vormpies, daar's baie min. Kyk mooi vir jou vormpie en daar's ook 'n pen. Vul dit groot asseblief vir ons in. Ons vra dat almal kan betrokke raak, al is dit hoe klein. As jy bereid is om ergens ingespan te word, skryf jou naam en adres daar en ons sal jou kontak. Skenkings is welkom, kontantskenkings is altyd onmisbaar. Boeke, plante en vintage klere.
En as jy dalk 'n boerbak bakster is, bak vir ons 'n paar melkterte. So, almal moet asseblief daai aand kom kuier. As jy nie kan kom kuier nie, net iets aan, kom maak net 'n draai en kyk na ons besonderse stalletjies. Kom koop vir jou 'n baie mooi plantjie, potplantjie vir 'n geskenkie en of kom koop vir jou 'n groot kaaskoek vir die naweek. Dankie. Baie dankie 10. En dan is ons klaar en ek wil net vir julle, elkeen van julle nooi om na die tyd, na die diens, 'n lekker koppie koffie in die gebedskamer te kom drink. Baie dankie. Dominee Karel wil dit net hê na jou, hoor. Van my kant af ook baie welkom aan elkeen van julle wat vandag hier is. Dit is vir my 'n voorreg om terug te wees. Ek sê vanoggend, dit voel of ek nog nooit hier gepreek het nie. Dit alles gebeur so van self. Ek het al vergeet dat daar soveel hande in die paai is wat help om hierdie erediens te laat gebeur. So dankie aan elkeen wat betrokke is en elkeen wat al van vroegoggend af hier is om vandag ook 'n spesiale geleentheid te maak. Julle sou seker gesien het dat ek en Hannes die voorreg het om vandag vir Keida te doop. Keida is nou al vir 3 maande by ons en dit is 'n fees. Dit is 'n ongelooflike voorreg. So ons het 'n klomp familie hierso, vriende wat van ver af gekom het, vriende van die Parel en natuurlik is dit ongelooflik spesiaal dat ons familie en vriende in ons geloofsfamilie hier by Parelvallei gemeente kan verwelkom. So baie dankie vir elkeen van julle wat ook hier is en vir elkeen van julle wat saam met ons gebid het om tot hier te kom. En nog steeds hopelik vir ons gaan aanhou bid. Ja, dit is, ek sê nou vir iemand hier buite, ek huil al van maandag af, so julle gaan maar moet verskoon as ek net nog bietjie verder aanhou huil. Maar dit is 'n ongelooflike stuk genade wat ons beleef en dit is lekker om dit met julle te kan deel. Ek gaan vra dat ons sommer net so sit en dan sing ons toetrede lied. Dit is 'n voorreg om ook God se genooide gaste vandag hier te wees. So kom ons sing ook daaroor. Ons is genooide gaste en daarom is ons hier. Ons is genooide gaste en daarom is ons hier. Die Here nooi sy kinders om fees te vier. Die Here nooi sy kinders om fees te vier. Hy self het ons geroep hier en daarom kom ons saam. Die self het ons geroep hier en daarom kom ons saam. Verenig ons in liggaam, loof ons u naam. Verenig ons in liggaam, loof ons u naam. Regie tog ons gedagtes en lei ons deur die Gees. Regeer op ons gedagtes en lei ons deur die Gees. Laat ons verseker weet hierdie sal hier wees. Laat ons verseker weet hierdie sal hier wees. Vriende, familie, medereisigers, ek groet julle vanoggend in die naam van Jesus Christus, die een wat ons kom verlos het. Mag vanoggend vir jou 'n besonderse geleentheid wees. Omdat elkeen van ons eregaste van God is, kom sit ons sommer vanoggend vroeg in die diens aan God se tafel. Vanoggend gaan ons met die nagmaal begin, omdat ons ook weet dat ons vanuit ons verlossing leef. So ons erediens gaan ook vanuit hierdie viering van die verlossing uitsprei. Ons is elkeen welkom, juis in ons gebrokenheid, juis met al ons foute, met ons sonde, met ons menslikheid, nooi God ons as eregaste om vandag saam aan tafel te kom sit.
Ek gaan vra dat ons die nagmaalstekens uitdeel. Ons gaan nou Marnus die volgorde net bietjie omkeer, dan terwyl ons die nagmaalstekens uitdeel, dan sing ons lied 219. Laat ons sing van ons verlosser, hy wat wys dat liefde is. Deur sy kruis het hy
Kan ek solank vra of daar enigiemand is wat dalk met die brood of die wyn oorgeslaan is? Ek lees vir ons Lukas 17 vers 1 tot 7. Later het Jesus deur Jerigo gestap. Een van die mense wat daar gebly het, sy naam was Saggeus. Hy was die hoof van die berugte tollenaars wat belasting ingevorder het en 'n skatryk man. Toe Saggeus hoor dat Jesus deur die dorp stap, het hy probeer om hom tussen die mense deur te sien, maar hy kon nie want hy was te kort. Toe maak hy 'n plan. Hy het gou vooruit gehardloop en in 'n wilde vyeboom gaan klim wat langs die pad gestaan het waar Jesus verby sou loop. Toe Jesus by die wilde vyeboom kom, het hy skielik gaan staan, opgekyk en gesê: "Saggeus, klim dadelik af. Maak gou, want ek moet vandag by jou kom oorbly." Saggeus het omtrent uit die boom geval, so vinnig het hy afgeklim. Hy was baie opgewonde dat Jesus besluit het om juis by hom te kom bly. Natuurlik was die mense van die dorp glad nie bly oor Jesus se keuse nie. Wat vang hy aan? Hoekom gaan bly hy by die grootste skelm in die dorp? Jesus was bekend daarvoor om saam met onwaarskynlike mense brood te breek. Saam met sondaars, tollenaars, prostituie, siek mense, mense wat deur die samelewing uitgestoot was. Jesus het hierdie mense gaan uitsoek, die mense wat vol krake en vol foute is. Dit is waar ons ook vir God volkome ontdek, is daar waar ons vol krake en vol foute is. Met Jesus se laaste maaltyd het hy weer saam met 'n klomp onwaarskynlike mense gesit en 'n onwaarskynlike ding gedoen. Hy het gesit aan tafel en hulle het 'n maaltyd gedeel. En met hierdie laaste maaltyd voor sy kruisiging, het hy eintlik vir sy disippels gesê, maar wat hier gaan gebeur aan hierdie tafel moet julle asseblief onthou, want dit gaan later iets baie besonders wees. Dit gaan later vir julle baie betekenisvol wees. Jesus het saam met hierdie klomp onwaarskynlike mense aan tafel gesit. Hy het brood gevat, hy het die brood geseën, hy het dit gebreek, hy het dit uitgedeel en hy het vir sy disippels gesê, gebruik dit om my te onthou. Hy het dieselfde gedoen met die beker van danksegging, hy het die wyn gevat, hy het die Here daarvoor gedank en hy het dit uitgedeel en hy het gesê, onthou dat dit ek is wat julle kom verlos, onthou wat dit is wat ek vir julle kom doen het. Wanneer ons die nagmaal vier, kom sit ons ook saam met Jesus aan tafel en Jesus vra vir ons ook om te onthou wat dit is wat hy vir ons gedoen het. So ek nooi jou om vanoggend die tekens te gebruik as 'n herinnering van jou verlossing, van wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het. So neem die brood, eet dit en onthou, en drink die wyn, proe dit en weet dat jy verlos is. Here, vanoggend onthou ons u groot verlossingsplan, u radikale, roekelose liefde.
en die genade wat daarin vasgevang is. Ons besef in hierdie nagmaal lê U waarborg van verlossing vir elkeen van ons. Die waarborg dat ons sondes reeds deur U vergewe is en dat U lankal reeds die las namens ons self gedra het. Ons vier vanoggend ook ons verhouding met U en wil weer bevestig dat ons vanuit hierdie verhouding wil leef. Dankie dat U die tafel dek vir hierdie verhouding en ons bloot net kan opdaag. Dankie vir elke verwagting wat vasgevang is binne in hierdie beloftes, dat ons kan droom en waag en met vreugde leef. Ons is diep dankbaar, Heer, vir elke oomblik van ons verlossingslewe. Wees saam met ons in hierdie erediens en in hierdie week en in hierdie tyd wat voorlê, dat ons kort sal kan terugkom na hierdie oomblik toe. Die oomblik waar ons onthou dat U ons verlosser is. Amen. Vanoggend se skriflesing is 'n baie bekende verhaal en ek het vir een van ons tieners, Joni, gevra om dit vir ons in Engels te lees uit 'n Message se vertaling. Omdat ons dit almal so goed ken, dit is die verhaal van die verlore seun, klink die Engels vir ons bietjie anders. Hoor ons dalk vanoggend iets anders raak. So Joni, sal jy asseblief vir ons Lukas 15 vers 11 tot 32 lees. Die woorde gaan ook op die skerm verskyn. The story of the lost son. Then he said, "There was once a man who had 2 sons. The younger said to his father, 'Father, I want right now what's coming to me.' So the father divided the property between them. It wasn't long before the younger son packed his bags and left for a distant country. There, undisciplined and dissipated, he wasted everything he had. After he had gone through all his money, there was a bad famine all through that country, and he began to feel it. He signed on with a citizen there who assigned him to his fields to slop the pigs. He was so hungry he would have eaten the corn cobs in the pig slop, but no one would give him any. That brought him to his senses. He said, 'All those farmhands working for my father sit down to 3 meals a day, and here I am starving to death. I'm going back to my father. I'll say to him, Father, I've sinned against God. I've sinned before you. I don't deserve to be called your son. Take me on as a hired hand.' He got right up and went home to his father. When he was still a long way off, his father saw him. His heart pounding, he ran out, embraced him and kissed him. The son started his speech. 'Father, I've sinned against God. I've sinned before you. I don't deserve to be called your son ever again.' But the father wasn't listening. He was calling to the servants, 'Quick, bring a clean set of clothes and dress him. Put the family ring on his finger and sandals on his feet. Then get a prize-winning heifer and roast it. We're going to feast. We're going to have a wonderful time. My son is here, given up for dead and now alive, given up for lost and now found.' And they began to have a wonderful time. All this time, his older son was out in the field. When the day's work was done, he came in. As he approached the house, he heard the music and dancing. Calling over one of the houseboys, he asked what was going on. He told him, 'Your brother came home. Your father has ordered a feast, barbecued beef, because he has him home safe and sound.' The older brother stomped off in an angry sulk and refused to join in. His father came out and tried to talk to him, but he wouldn't listen. The son said, 'Look how many years I've stayed here and served you, never giving you one moment of grief. But have you ever thrown a party for me and my friends? Then this son of yours who has thrown away your money on whores shows up and you go all out with a feast.' His father said, 'Son, you don't understand. You're with me all the time, and everything that is mine is yours. But this is a wonderful time, and we had to celebrate. This brother of yours was dead, and he's alive. He was lost, and he's found.'"
Ek wonder of daar dalk van ons spoortrappers is, van ons kinders wat hier is vanoggend, wat kan onthou wat beteken die woord gelykenis? Ek het visser, so as jy antwoord kan jy 'n visser kry. Ek sê vanoggend vir my ma, my bedieningsstrategie is gee vir die kinders sweets en hopelik leer hulle iets van die evangelie. Sal maar kyk of dit werk. Daniel. Sê gou 'n bietjie harder. Ja, jy kan 'n visser kom haal. Daniel is heeltemal reg. Dis 'n storie wat Jesus vertel om vir die mense iets te leer. So dis nie altyd noodwendige ware storie nie. Hy probeer iets illustreer. Hy probeer iets vir die mense laat sin maak. So Jesus is nou hier besig met 'n gelykenis. En in hierdie gelykenis het een van hierdie twee boeties nou gesê, "Okay, great, pa, dankie vir alles wat jy vir my doen, maar kan ek asseblief kry wat my toekom? Ek wil nou myself gaan vind. Ek wil myself gaan ontdek. Ek wil nou 'n bietjie hier wegkom en ek wil bietjie uitgaan." Ek wonder of jy enige kinders is wie se pa's vir hulle sou gegee het wat hulle gevra het. As jy vir jou pa sou vra, "Pappa, verkoop asseblief 1/3 van jou huis sodat ek jou geld kan kry dat ek kan myself gaan vind." Is daar enige iemand wie se pa ja sou sê vir dit? Hier's 'n paar ma's wat sê ek sou ja sê. Maar ek dink nie dit is iets wat 'n pa baie maklik doen nie en nog minder in die tyd waarin hierdie verhaal afspeel, want 'n pa se of 'n man se identiteit en sy status in die samelewing was gekoppel aan sy grond. En hierdie seun sê eintlik vir sy pa, "Okay, ek weet dit is jou bestaan en jou lewe en jou identiteit, maar kan jy asseblief 1/3 daarvan afstaan vir my? So gee vir my 1/3 van jou lewe asseblief, sodat ek myself kan gaan vind." In soveel woorde sê die seun vir sy pa, eintlik ek wens jy was dood, want ek wil myself nou gaan vind. Ek wil nou staf hê eerder as wat ek vir jou wil hê. So gaan vind hierdie seun homself en hy kom later terug en ek vermoed hy was dalk bietjie bang, bietjie nervous om terug te kom by sy pa. Die enigste manier waarop 'n Middel-Oosterse man in die Bybelse tyd sou kon reageer was om sy seun af te skryf en weg te jaag. En die pa het al klaar nie dit gedoen nie, maar nou het hierdie seun nou nog die moed om terug te kom ook. En wat doen sy pa? Is hy hardloop na sy seun toe. In hierdie tyd het pa's ook nie gehardloop nie, mans het nie gehardloop nie. Dit was kinders, vroue en slawe, hulle het gehardloop. Maar dit was eintlik vir 'n man shameful om te hardloop. Dit was benede hulle was te goed daarvoor om te hardloop. Waarskynlik omdat hulle ook maar lang rokke gedra het en dit is nie so maklik om in 'n rok te hardloop hè. Hulle sou hulle rokke moes oplig tot by hulle knieë en dan hardloop. En dit was nie iets wat mans gedoen het nie. Nou wil ek gaan hoor, ons gaan dit bietjie illustreer. Ek wil weet van die kinders wat hier is vandag, wie dink hulle die vinnigste pa? Wie die vinnigste pa wat nou vanoggend hier in die kerk is? Okay, daar is ons 'n hand met 'n vinnige pa. Ek dink miskien kan julle saam met julle pa hier voor kom staan en dan kort ek nog 'n vinnige pa. Wie het nog 'n vinnige pa? Kyk, daar is jou pa vinnig. Berno, is jou pa vinnig? Nie. Sorry Reinhard. Dit is 'n reusie, so ek het nog 'n pa nodig. Nee, jy gaan nie hardloop, jou pa gaan hardloop. Oh, lekker. Oh, nou gaan ek iemand moet kies. Reinhard sal ek kom. Reinhard is 'n gas vanoggend. Hulle is baie goeie vriende vir ons, so ek sit hom nou next level op die spot. Maar omdat julle hardloop, gaan julle ook pryse kry, vir julle ook vissers. Okay, so ons het nou gehoor dat die pa het na sy seun toe gehardloop, maar met 'n rok aan.
So ek het nou gedink, ek gaan nie vir julle rokke aantrek nie, want dit sou nou awkward gewees het, as dit nie gepas het nie. Maar ek het lappe gebring, so Reinhard, jy kan daai lap lekker styf om jou draai. En dit is nou nie eers net enige lappe nie, dis sulke lekker stywe lappe. Hulle is nie baie breathable nie. Okay, so die reël is net jou rok mag nie afval nie. Okay, niemand wil sien as jou rok afval nie. En ons gaan net 'n reusies hou tot aan die agterkant van die kerk. Annerien, sal jy sommer vir ons kan kyk wie wen? Want jy sit nou mooi daar by die eindstreep. Okay. So julle gaan hier in die paadjies begin. Gaan julle vir hulle sê op hulle merke gereed gaan? Weet jy nie? Okay, ek sal. Okay. En al wat julle doen is julle hardloop agtertoe, ons wil kyk wie is die vinnigste, want daar moet altyd 'n vinnigste pa wees in die gemeente. Ons het altyd nodig om te weet wie kan die vinnigste hardloop. En dan gaan ons net na die tyd hoor hoe maklik of hoe moeilik dit was om in 'n rok te hardloop. Okay. Dink julle hulle is reg? Okay, hierdie twee geniet dit verskriklik baie. Ek dink julle het 'n nuwe speletjie vir by die huis gekry. Okay. Is julle reg? Op julle merke. Gereed. Gaan. Okay. So Berno, jou pa is die vinnigste. Okay, hier is so lank vir julle elkeen 'n visser, want julle was braaf genoeg om julle pa te kry om in 'n rok te hardloop. Berno, hier is vir jou ook 'n visser, weet jy? Kom. Okay, so hoe maklik was dit om in 'n rok te hardloop? Nee, Reinhard? Nee. Dit lyk nog asof jy dit gereeld doen, maar ek sal maar nie vra nie. Dalk met 'n handdoek. Okay, dankie. Julle gelukkig vir julle in die kerk is almal wenners, so julle kry albei 'n prys. In die Here se oë is ons almal gelyk. So dit is wat hierdie pa gedoen het. Is hy het in sy rok gehardloop. Julle het nou gesien hoe snaaks dit lyk. En ek dink dit nou vir die twee paas bietjie awkward gevoel. Dankie dat julle saam speel. Maar dis wat die pa gedoen het, toe hy sy seun gesien aankom het, is hy het sy rok opgelig en gehardloop. Hy het eintlik gesê, ek gaan nie omgee wat van my verwag word nie. Ek gaan nie nou omgee wat ek mag en nie mag doen of wat mense van my dink nie. Hier kom my kind. Ek gaan na hom toe hardloop. En hoe lekker is dit vir ons om te weet dat dit is hoe God oor elkeen van ons voel. God wag net vir ons om aangestap te kom en hy hardloop na ons toe. Ons hoef nie, as 'n mens dink aan 'n pa, dink 'n mens altyd aan die prentjies van die pa wat so staan en die kind wat hardloop en die pa tel die kind op en speel en is baie lekker. Maar met God werk dit andersom. God hardloop na ons toe, want God kan nie wag om by ons te kom nie. God kan nie wag om ons te omhels en vas te hou nie. Kom ons staan en dan sing ons 'n lied 510 genade onbeskryflik groot. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. How
Lord, my heart secure. He will my shield and portion be, as long as life endures. My days are gone, my Prince set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, my Prince set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Genade onbeschrijfelijk groot, dat spiedt zijn kruis weer dood. Die zin brengt mij verloren mens weer in die Vaderhuis. In vanoggend se verhaal sit Jesus by 'n skare fariseërs en sondaars en 'n hele spul mense wat lekker die mekaar gemeng is en hy vertel hierdie gelykenis. Die gelykenis gaan eintlik oor hoe albei hierdie broers verlore is en nie net die een nie. Maar die grootste ding van hierdie verhaal is eintlik hierdie pa-figuur waar alle grense afgebreek word oor wat dit beteken om 'n pa te wees in daardie tyd. So albei broers is verlore, die een is bietjie meer voor die hand liggend, so bietjie meer obvious. Dis die een wat nou met prostituie uitgehang het en homself gaan vind het en al die geld geblaas het wat nog nie eintlik syne moes gewees het nie. Maar dan het ons ook die broer wat net gebly het om te kry wat hy glo om te kom. Die jongste broer se sonde is duidelik. Dit is maklik om dit te kan pinpoint, om te kan sê dis wat hy verkeerd gedoen het. Dis eintlik die probleem gewees. Sy grootste oortreding was om vir sy pa vir sy erfporsie te vra voordat sy pa dood is. Hy verkoop, die pa moet dan 'n stuk van sy grond verkoop, 'n derde. Dit het so gewerk in hierdie tyd dat die oudste kind kry 'n dubbelporsie wat al die ander kinders kry. So die pa het 2 seuns, so sy jongste seun kry 1/3 van sy besittings en hy moet nou dit verkoop om vir sy seun te kan gee wat hy vra. Die seun sê vir hom, ek wil baie graag jou goed hê, maar ek stel nie eintlik belang in jou nie. Die ouer broer doen die teenoorgestelde. Tipies oudste kind, hy tree op soos 'n pluggie. Hy doen wat hy moet doen, hy bly, hy stry nooit met sy pa nie, hy doen die werk, maar dan hang sy onderrok 'n bietjie uit op die einde waar hy sê, maar ek het dan al hierdie goed gedoen, hoekom vier ons fees vir hierdie verlore seun wat nou teruggekom het en jy het nog nooit vir my fees gevier nie? Hoe werk dit? So eintlik doen hierdie oudste broer al hierdie goed ook om iets daar uit te kry. So sy motivering is dieselfde as die jongste broer. Ek stel belang in jou goed, nie eintlik in jou nie. Albei broers is diep verlore en verwyder van hulle pa en hulle pa se hart en wens vir hulle. Maar die pa tree nie op soos 'n tipiese pa nie. In plaas van hulle wegjaag en afskryf wat verwag sou word, omhels hy hulle beide. Hy het geen emosionele verweer nie, hy hou nie terug nie. Hy doen iets wat geen man van 'n huis gedoen het nie. Hy hardloop en omhels en hy huil en hy druk en hy is bly dat sy seun teruggekom het. In hierdie kragtige verhaal doen Jesus 3 goed. Jesus herdefinieer God.
Vir baie van ons en vir baie mense oor die geskiedenis is God as 'n vader 'n moeilike begrip. Want baie keer koppel ons pa wees aan 'n streng ouer wat straf, onemosioneel, onbetrokke, veroordelend, onpersoonlik. Dis die een wat die dissipline moet handhaaf. Dis so hierdie tipiese idee van 'n pa. Veral in die tyd wat hierdie verhaal vertel was dit wat die pa was. Maar Jesus kom sê, dis dalk hoe julle pa's is, maar dit is nie wie my pa is nie. My pa is nurturing. Hy is sag, hy is sensitief. Hy hardloop om na jou toe te kom. Dit is hoe lief hy vir jou is. My pa is onvoorwaardelik. En selfs wanneer hy verwerpte liefde ervaar, want dis wat hierdie pa ervaar. Hy is net lief vir sy kinders en hulle sê, dankie, maar ek stel nou nie eintlik so baie belang in jou nie. Selfs in daardie sielse angs wat daai pa moes beleef oor hierdie verwerpte liefde, tree hy op met 'n onvoorwaardelikheid wat ek dink baie min mense sal kan regkry. Die seuns kies albei die selfsugtige pad. Vir albei gaan dit oor wat hulle kan kry by hulle pa. En nog steeds hardop hy hulle tegemoet. Gaan hy uit sy eie fees uit na die oudste broer, laat toe dat hierdie broer hom beledig. En hy sê maar, alles wat ek het is joune. Onvoorwaardelik. Die tweede ding wat Jesus doen is hy herdefinieer sonde. Ek het klaar so 'n bietjie daarna verwys. Die jongste broer se sonde is baie voor die hand liggend. Jy kan dit presies pinpoint. Maar die oudste broer se sonde is eintlik wat agter sy besluite lê, sy motivering. Hy doen al die regte goed, maar vir die verkeerde redes. Hy is besig eintlik om soos 'n goeie gelowige op te tree net om iets daar uit te kry. Die oomblik wat ons enigiets doen om goed te kry of dink dat as ek seker goed doen, gaan God my meer seën. As ek seker goed doen, dan gaan ek 'n bevordering by die werk kry. As ek seker goed doen, dan gaan dit beter gaan in my huisgesin. Die oomblik wat dit ons motivering raak, dan is dit eintlik ook sonde. Wat Jesus hier sê, is dat jou enigste motivering moet wees om vir God te kry, om vir God te soek, want hy wag om na jou toe aangehardloop te kom. Jy hoef letterlik net vir God te soek. En as dit jou motivering is, verander alles waarmee jy besig is in jou lewe. Flannery O'Connor beskryf 'n karakter in Wise Blood as there was a dark, nameless understanding in him that the way to avoid Jesus was to avoid sin. En dis wat hierdie ouer broer doen. Hy vermy die sonde, maar hy vermy ook heeltemal vir Jesus. Hy mis dit heeltemal. En dan die derde ding wat Jesus doen is hy kom herdefinieer verlossing. Christene kan nie die wêreld opdeel in goed en sleg nie. Dit is nie so eenvoudig nie. So ons kan nie die wêreld opdeel tussen sekere van ons is verlos en ander van ons is nie verlos nie. Jesus herinner ons in hierdie gelykenis dat die verlossing net op 3 maniere kan plaasvind. Die eerste een is dat God initieer die liefde. Dit kom nie van ons af nie. God is klaar vir ons lief. God hardop ons klaar tegemoet. Ons kan net daarop reageer. God maak die eerste move en hy trek sy rok op en hardop agter ons aan. Veral wanneer ons droog maak het. Eintlik juis wanneer ons droog maak. Dit was nie die seun se berou wat gemaak het dat die pa hom soen en hom vergewe nie. Dit was die pa se optrede wat versoening bewerkstellig het. Die pa het nie net na die jonger broer toe gegaan nie, maar ook na die ouer broer wat so 'n bietjie self-righteous opgetree het en hom onvoorwaardelik verwelkom. Die tweede ding wat ons moet doen, of moet leer, of moet onthou, wanneer dit by die verlossing kom, is dat ons baie keer meer as net ons sonde moet bely. En ek weet dat wanneer ek praat oor belydenis, is daar gewoonlik meeste van ons wat nie gemaklik is daarmee nie, want dit is nie lekker om daaraan te dink nie. Want jy moet dan erken dat daar is kere wat jy verkeerd is. En om meer as jou sonde te bely, is om te sê dat ek bely dat selfs wanneer ek goeie goed doen, selfs wanneer ek die regte goed doen, doen ek dit dalk vir die verkeerde rede.
En dan die derde ding wat ons moet doen of moet onthou, wanneer dit kom by die verlossing, is dat ons net die verlossing kan aanvaar deur aangeraak en verander te word deur die koste van ons tuiskoms. Dit het nie vir die pa niks gekos om hierdie seuns terug te verwelkom nie. Vir die oudste broer het dit nog meer gekos. Vir die jongste broer het dit ook 'n groot klomp goed gekos, maar vir die pa die heel meeste. En wanneer ons verander word en beweeg word deur hierdie wete dat ons verlossing was duur. Dit was nie goedkoop nie. Die koste om ons huis toe te bring is duur. Dan verander daar iets in ons en dan kan ons regtig vanuit hierdie verlossing wat ons vanoggend gevier het leef. Hierdie 3 dinge staan nie los van mekaar nie. Dit is gelink en dit skakel in by mekaar en ten diepste gaan vandag se teks eintlik oor wie God is. Oor hoe Jesus die idee van pa wees heeltemal verander het. Sorry Hannes, hy raak nou net bietjie besig. Dit gaan oor die idee van God as 'n pa, om te sê, God is nie 'n pa as hierdie streng, harde figuur nie, maar as nurturing and caring, want dit is ook wie pa's is. En niemand voor Jesus het al ooit so aan God gedink nie. Baie van ons identifiseer dalk met die jonger broer, want dit is makliker om ons sonde te kan pinpoint. Maar ek dink as ons lank genoeg gaan stil sit, gaan ons ook kan identifiseer met die ouer broer, waar ons regtig goed doen. Ons lees ons Bybel en ons bid en ons maak 'n donasie en ons doen 'n klomp goeders, maar wat is ons motivering agter dit? Is dit vir my om iets daar uit te kry of is dit net om vir God te ontmoet? My vraag vandag is, kan jy onthou van 'n keer wat God na jou toe aangehardloop gekom het? Wat jy foute gemaak het, droog gemaak het, verkeerde besluite geneem het, die pad gekies het wat jy geweet het jy nie eintlik moes nie. En kan jy onthou dat God na jou toe aangehardloop gekom het? Ek sluit af met 'n aanhaling deur Henry Nouwen. The question is not how am I to find God, but how am I to let myself be found by him? God is not the patriarch who stays home, doesn't move and expects his children to come to him, apologize for their aberrant behavior, beg for forgiveness and promise to do better. To the contrary, he leaves the house, ignoring his dignity by running toward them, pays no heed to apologies and promises of change, and brings them to the table. When I look through God's eyes at my lost self and discover God's joy at my coming home, then my life may become less anguished and more trusting. Een van die mooiste plekke waar God na ons toe aangehardloop kom, is by die doop. Dit is waar God se genade vir ons tasbaar word. Dit is baie gelukkige trane. Dit is waar God se beloftes van generasie na generasie oorgedra word. Dit is waar God ons kom ontmoet en vir ons sê, maar jy is my kind. Nie net vandag vir Kaida nie, maar dis vir ons 'n herinnering, dis vir elkeen van julle wat hier sit, ook 'n herinnering, dat jy deel is van die familie van God. Dit is 'n pa wat na ons toe aangehardloop kom, wat sy rok bo sy knieë optrek, want hy kan nie wag om by ons te kom nie. Vandag is vir ons 'n spesiale dag, omdat ons vir Kaida Ruach kan doop. En die genade in ons verhaal met Kaida is oorweldigend. Ek weet, daar is baie mense wat aanvanklik nie ons besluit verstaan het nie, wat vir ons vrae gevra het en gewonder het, maar vandat ons geweet het, ons gaan vir Kaida aanneem, is ons oorweldig met ondersteuning van ons geloofsfamilie. Wat weier strek is die mense wat net hier sit, maar die mense wat hier is, ook baie spesiaal en baie besonders. Vandag se doop gaan heel eers oor wie God is vir ons. Dit gaan oor
God wat alreeds vir Keida geken en gekies het en op sy naam geroep het, nog lank voordat ons besluit het ons wil 'n baba aanneem. En dit is lekker om ook vandag vir Keida in ons geloofsfamilie te kan verwelkom as 'n lidmaat, as deel van hierdie liggaam van Christus. So Hannes, jy kan nie voor by my kom staan. Karel gaan vir ons vandag hier vra. Hannes en Telana, dis vir my 'n groot voorreg om namens die gemeente vir julle 4 vrae te vra. En Telana, jy moet dit vir my gun. Jou boodskap het nou vir my 'n 5de vraag gegee. So ek gaan 'n 5de onvoorbereide vraag byvoeg. Maar julle antwoord op hierdie vraag om te sê dat julle nie uit bygelowigheid vanoggend vir Keida gaan doop nie. Die 4 formuliervrae is: glo julle in die drie enige God soos in die Bybel aan ons bekend gemaak? Aanvaar julle dat die boodskap van die Bybel soos dit in die belydenisskrifte van die kerk verwoord word, die ware leer van die verlossing is? Bely julle dat Keida deur die genade in Christus Jesus aan God behoort en daarom tot lidmaat van die kerk gedoop behoort te word? En beloof julle om volgens die Bybelse leer en belydenisskrifte van die kerk ook vir Keida op te voed en vir hom 'n voorbeeld in lewenswandel te wees, en ook om ons as gemeente toe te laat om julle as ouers hiermee te help? Die 5de vraag: het julle tekkies aan? Want julle gaan uiteraard 'n prentjie van God self vir Keida moet wees. En ek weet julle siele het tekkies aan. Julle gaan self hardloop om vir Keida iets van God se liefde te wys. Keida is baie bevoorreg om nog albei oumas en oupas te hê. En ek gaan vra dat julle hier voor by ons kom staan wanneer ek die doop bedien. Hou net so. Hang oor die bak. Keida Ruach Meyer Morkel, ek doop jou in naam van God die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Liewe gemeente, ontmoet ons nuutste lidmaat, Keida. Hy is 'n baie spesiale kind, want ek is sy ma, so ek mag dit sê. Ek wil vir julle vra as 'n gemeente, sal julle vir Keida lief wees en vir hom wys hoe lyk God se liefde? Sal julle vir my en Hannes ondersteun? Sal julle vir ons bid? En sal julle hierdie reis saam met ons aanpak? Sodat Keida weet, dat maak nie saak wat gebeur nie. Hy hoort hierso. Maak nie saak waar hy gaan nie, hy is deel van 'n groter gemeenskap. Gemeente, wat is julle antwoord? Ja. Ons gaan nou nog bietjie huil, want Hannes gaan vir ons 'n lied sing. Ja. Na die lied sal ek vir ons die seëngebed doen, en dan sal ons afsluit.
You are not hopeless. You have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter, I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the night. It's true, I will rescue you. I will never stop marching to reach you in the middle of the hardest fight. It's true, I will rescue you. You underneath your breath. I hear you whisper, you have nothing left. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. I will never stop marching to reach you in the middle of the hardest fight. It's true, I will rescue you. Oh, I will rescue you. Ek doen graag 'n seëngebed vir Keida. Here, dankie dat ons weet dat U alreeds vir Keida gered en verlos het, dat U hom reeds geroep het en dat hy aan U behoort. Dankie dat U hom aan ons toevertrou, nie net my en Hannes as ouers nie, maar ook ons as 'n geloofsgemeenskap. Dankie dat ons weet dat by U sal hy altyd veilig wees en dat sy identiteit in U gevestig is. Here, ons vra dat U vir ons sal help om ruimte te gee vir foute, ruimte te maak vir kwaad word en vir seer kry, sodat ons ook al die tye en die ruimtes van lag en lekker tye kan geniet en waardeer en kan weet dat ons as gesin is by mekaar deur al die op en al die af. Dankie dat ons ook vanoggend met Keida se doop aan ons eie doop herinner is. Dat Keida nie die eerste kind is wat aan U behoort in ons familie nie, in ons gemeenskap nie, dat elkeen van ons U kinders is, dat ons by U veilig is, en dat U ons pa is, wat sy rok optrek en na ons toe aangehardloop kom, onvoorwaardelik, sonder om enigiets terug te hou. Dankie Here vir die groot stuk genade.
Ons bid vir seën en vir beskerming en 'n lewe vol liefde en herinneringe. In Jesus Christus se naam. Amen. Ek gaan vra dat ons staan en afsluit met 'n lied, Reckless Love. Jaco, is dit moontlik dat ons sommer tydens die lied die kollekte kan opneem? So daar gaan kollektesakkies verbykom. Dis ook van ons tieners wat vanoggend hier is om Reckless Love vir ons saam te sing. So ek nooi julle om saam met ons te staan en hierdie lied uit volle bors te sing.
ontvang nou die seën van die Here. As jy gemaklik is, nooi ek jou om een hand vorentoe uit te steek om te sê dat ek ontvang hierdie seën en 'n ander hand op te steek om te sê dat ek is bereid om hierdie seën ook te gaan uitdeel. Mag jy in hierdie tyd wat kom beleef dat God sy rok optrek en agter jou aan hardloop. Mag jy styf in God se omhelsing vasgehou word en mag jy vanuit jou verlossing en hierdie onvoorwaardelike liefde van 'n Vader leef. Want die Here sal vir ewig vir jou lief wees, vir jou beskerm en vir jou seën. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat dit is wie God is. Gaan en bly in vrede van vandag af tot in ewigheid. Amen.